Goeiemiddag. Ek was lanklaas hier op die lug bietjie stories geshare of so. Ek was meer as 3 weke weg uit die land uit daar in Skotland op vakansie. 2,5 weke, maar ek was meer as 3 weke uit aksie uit op die oomblik. So, hier is ek terug. Ek wil net so 'n paar dinge oplig en vandag wil ek iets interessant praat oor die groot gebeure in Rusland. Met die strikes wat Oekraïne reg gekry het diep in Rusland in hulle lugmagbasisse. 4 aparte lugmagbasisse gelyk getref met drones. Wat 'n baie groot verleentheid vir die Russe is. Dat hulle die moontlikheid gehad het om tot so ver in Rusland in te kon reik en groot skade kon aanrig. Nou obviously is daar nog nie offisiële getalle uit nie, en dit sal ook nooit uitkom nie. Maar van die footage wat kan gesien word in satelliet footage, het Rusland redelik groot skade gekry. Hulle strategiese bommers, hulle het nie baie wat diensbaar is nie, en die wat diensbaar was, wat op die lyne gestaan het, daar's van hulle beskadig en vernietig, obviously. Nou, daar's getalle tussen 5 en 45, hang af wat se nuuskanale jy volg. Footage wat jy kan sien op video's wat teruggestuur is deur die drones, kan jy sien as meer as 5 wat vernietig is beslis. En op verskillende plekke. So, hoe het hulle beplan, wat het gebeur? So, eerste plek moes die Ukrainians drones deur die grens kry op die Russiese kant. Maar hy hoef nie noodwendig nie, want hulle kon Ukrainiërs wat in Rusland bly undercover gekry het om dit daar te bou en aan mekaar te sit en te versprei. So dit het nie noodwendig deur die grens gekom dat daar grensbeheer probleem is waar die Russe dit gemis het nie. So dit is 'n klomp trokke wat ingery is nader aan hierdie 4 lugmagbasisse. Van daar af is die local selfoonnetwerk gebruik om connection te maak met hierdie drones, en van Rusland af is hierdie drones elkeen spesifiek met 'n individual pilot gevlieg tot op die teikens. So wat se impact kan dit in die future hê? Dit het 'n groot impact. Op die oomblik weet ons in Rusland het 'n groot impact. Die hoof van die lugmag van Rusland se lugmag het per ongeluk by 'n venster uitgespring of uitgeval of uitgegooi, ons weet nie. Ons sal ook seker nooit weet nie, want ons weet net in Rusland as jy in 'n top bestuur is en daar gaan iets fout, dan gewoonlik val jy by 'n venster uit. Of dit nou self is of nie, maar dit is gewoonlik wat gebeur. Maar nietemin, Oekraïne het reg gekry om trokke in Rusland te stuur tot langs die basisse en van daar af drones gelonch en gestryk. Nou vir 'n land wat in 'n volskaalse oorlog is dit teleurstellend dat hulle nie iets kon optel nie, want as jy in 'n volskaalse oorlog is, moet jy hierdie tipe aanval kan verwag. Veral wat ons in die laaste klomp jaar gesien het, hoe Oekraïne moes na drones toe draai om hulle wapens te gebruik, want hulle het nie genoeg wapens en ammunisie nie. So die beplanners in Rusland moes dit gesien kom het, dat daar 'n moontlikheid is, en dis wat die mense in command post doen. Ek was in die command post in Suid-Afrika in die lugmagbevelspost. En deel van ons werk was vir 'n paar keer vir 2 weke 'n jaar, dan word alles gesluit, ons sit daar as ons beplan net contingencies, wat kan gebeur as dit, wat kan gebeur as dit, en ons kom met die mees ridiculous idees op, juis om te sien, as iemand met so 'n ridiculous idee opkom, hoe counter jy dit? So, hulle moes geweet dat so tipe ding kan eendag gebeur. En hulle het nie beplan daarvoor nie. Al wat ons sien op die videoklips is dat die Russe op hulle bommers klomp tyres op die vlekke gesit het. Nou blykbaar is dit nou volgens hulle, is dit om die silhouet te breek as jy met AI werk, dat AI nie kan sien, dis is 'n vliegtuig nie. Maar die ding se uit shape kan jy nog steeds sien, die buite shape en sy heat signature as dit nodig is. So wat hulle met tyres op die vlekke gemaak het, weet ek nie regtig nie. Dit het obviously nie gewerk nie. So iets, hoe kan jy dit stop? Die probleem is, park 'n trok langs 'n vliegveld en jy skielik launch 'n klomp klein drones. Dit kan nie, as jy lugafweerstelsels daai het overwhelm, vinnig. Maar, hulle het nie iets daar gehad, byvoorbeeld jamming equipment, by basisse soos daai, waar jy strategiese bommers het, wat jy definitief moet oppas, want dis al wat jy het. Hulle het die jamming equipment gehad om hierdie ouens se sein te jam, dat hy drones kan inkom nie.
Hulle het nie basic goed gedoen, soos sit net op, en hulle op by Angola, op die grens, op Rundu, op allerlei basisse. Ons het fisies nette gespan, boek aan die vliegtuie, om inkomende mortiere en RPG's en goeds te vang voor hy by die vliegtuie tref. Hierdie klein drones wat gebruik word, jy kan 'n klomp visnette oor hy goed span, 10, 15 meter bo kan die vliegtuie span. Dit sal hy klein drones vang. As jy sterk genoeg visnette gebruik, drones gaan nie daardeur kom nie. Jy gaan hom tangle. Hy gaan daar sit en miskien explode, maar hy gaan nie 'n direkte impact op die body van die vliegtuig kry om die vliegtuig in die brand te steek. Die nette gaan definitief nie inkomende mortiere stop nie, maar jy is so ver van die warzone af, dat dit nie regtig 'n probleem gaan wees, behalwe as jy soldate kan insmokkel nader met mortiere, wat baie moeiliker is. So ek kon nie glo dat ek sien dat daar is nie basic planne gemaak net om te beskik, nadat hulle al weet vir jare is daar drones gebruik en drones op hulle tanks en so op die front. Hoekom hulle nie by hulle groot basis is sulke goed het nie. So, dis die groot vraag nou. Kan dit in enige plek in die wêreld gebeur? Beslis. So, Amerika het groot stelsels, die Weste het groot stelsels, maar wat verhoed jou om 'n trok langs 'n basis te kry, soos hierdie geval, en vinnig 'n klomp goeders te launch? So, daarom moet jy stelsels in plek het om dit te kan beheer en dit te kan keer. Ek gaan nou nie uitbrei oor stelsels en goeders nie, want daar is goed wat secret is en so aan, maar die tegnologie is daar om dit goed te prevent, om so iets te voorkom. Jy gaan dalk nie alles kan stop nie, maar jy gaan meeste kan stop. Of, as jy die regte tegnologie op die regte plek gebruik, sal jy alles kan stop, veral daai tipe drones. Want daai tipe drones was eenvoudig met klein drones, goedkoop, eenvoudig met cellphone signals gevlieg. Dis basies, gewone radiosignals, wat jy definitief kon gestop het, jy kon goed gejam het. So, dis is 'n ding wat ek seker baie lande vinnig hulle oog groot laat opgaan het en notisie geneem het van wat kan gebeur, hoe kan 'n kleiner mag 'n plek overwhelm. Vrede tussen Rusland en Oekraïne sien ook nie kom vandag nie. Putin kan nie sy ego laat hom toe om te erken vandag eendag uit 'n morsefout gemaak. Hy het gedink hy gaan Oekraïne net inloop en hulle gaan oorgee soos in 2014 en hy gaan net Oekraïne beheer van daar af. Hy het nie verwag hulle gaan terugfight nie, en toe hulle begin terugfight, kon sy ego nie laat toelaat dat hy erken op die wêreldstage dat hy 'n fout gemaak en sy magte terugtrek nie. So hy sal eerder wil fight en almal wil doodskiet tot hy wen. En dis die probleem met 'n ou soos hy. Hy sal almal wil doodskiet. Hy is die enigste ou wat in die laaste 3 jaar die hele wêreld die heeltyd dreig met nukleerwapens. Niemand anders in die wêreld dreig met nukleer, net hy. Hy dreig die hele wêreld al vir 3 jaar met nukleerwapens. So gaan hy dit gebruik? Ons weet nie wat sy state of mind is nie. Hy is dalk besig om sy kop te verloor, en as dit die geval is, dan gaan hy dit dalk gebruik, want hy weet as hy het gebruik, is hy dood dieselfde dag in retaliation strikes wees met nukes, en hy gaan dit nie survive nie. Dit weet hy vir 'n feit. So, hopelik stop raak sy kop reg, of ek sal nie verbaas wees, soos met Hitler se tyd, is daar al magte binne in sy hoë op in sy eie weermag wat planne maak om hom uit te haal nie. Hoe ook al die feit my staan, ons is in 'n donker era, het gaan in 'n donker era bly. Tot daai oorlog verby is, gaan ons altyd in 'n ongemaklike situasie wees. En dis maar die feit van die saak. So, okay, volgende week vertel ek bietjie iets anderste af van hierdie oorlog af. Hierdie naweek gaan ek ligskou werk. Hier by ons is die ligskou, ons het die Blue Angels hier so, en F-35 en F-18 en 'n paar ander vliegtuie. Ek sal video's neem en opsit, en dan chat ons weer na die einde van die naweek. Baie dankie.